Waarom is dit dat munisipaliteite soveel geld skuld aan Eskom? Nou vir jare glo mense dat dit is as gevolg van bedrog en korrupsie in die munisipaliteite. Mense het geglo dat hulle kry geld vir die elektrisiteit wat verkoop word en dat daai geld eenvoudig nie aan Eskom betaal word nie. Maar dit is nie die hoofprobleem nie. Na baie ondersoek het ek agtergekom dat hier eintlik 'n groter probleem eintlik daar is wat ons besef. Daar is 'n probleem in die stelsel en ek wil dit gou aan julle verduidelik deur gee my net 'n paar minute want ek wil dit graag vereenvoudig dat almal kan verstaan wat hier gebeur. Kom ons sê dat elektrisiteit is 'n kommoditeit. En aan 'n spesifieke munisipaliteit word 1 miljoen eenhede elke maand verkoop in bulk. Dit is baie vereenvoudig, maar gee my 'n bietjie tyd. Nou, daai munisipaliteit moet dan dit aan die verbruikers verskaf. Eskom noem dit the last mile, daai laaste stukkie. Maar slegs 500 000 van die mense koop die krag. Die res van die krag word of verloor deur verskeie stelsels, oneffektiewe meterstelsels en allerlei ander goed. En dan die res is diefstal. Diefstal in die vorm van meters wat gebypass word en onwettige kopplings. Nou baie mense sê, ja, maar dit is in hierdie areas of daai areas. Nee, julle sal verbaas wees as julle nou regtig navorsing gaan doen. Baie van die mense wat die technical ability, die vermoë het om hierdie meters te bypass, is in gegoede areas. Jy sal op jou rug val as jy gaan kyk. Maar in 'n geval, hier is nou die probleem. Nou het jy mense wat hierdie goed bypass en hulle wil nie vir krag betaal nie, of hulle kan nie vir krag betaal nie, wat ook al die rede. Maar daar's niemand om daai prosesse te polisieer nie. Met ander woorde, kom ons veronderstel hier is 'n huis A en huis B. Huis A het 'n prepaid meter en huis B ook. Huis A bypass sy elektriese meter, huis B nie. Hoe gaan jy dit weet? En as jy dit weet, hoe gaan jy by huis A inkom om dit te verifieer? Die hele prosesse ensovoorts. Dit is 'n moeilike proses net om by huis A in te kom, want huis B ondersteun huis A en sê ja, nou sy reg tot privaatheid ensovoorts. Mense bring graag hierdie papier wet op, hoewel dit eintlik niks met die hele ding te doen het nie. Maar kom ons gaan verder. So, dis wat ek gesukkel het, is net om by huis A in te kom en te verifieer dat hierdie mense hulle meter bypass. Of selfs 'n illegal connection het. Ons vat dit nou in ander areas in mag. Ons gaan nou daarby kom. Nou vermenigvuldig dit met 50.000 kliënte. Okay, kom ons maak dit 5.000 kliënte. Nou het 'n munisipaliteit 5.000 sulke mense deur wie hulle moet gaan. Hoeveel sulke mense kan per dag gemoniteer word of by wie se huise ingestap kan word? Kom ons sê jy gaan deur 'n normale regsproses en dit vat jou, jy kan miskien by 3 sulke huise inkom in 'n jaar. Dan beteken dit jy het nou by so plus minus 1000 mense ingekom. So dit gaan jou 5 jaar vat om deur 5000 mense te kom wat daai tipe krag steel. Die proses van daai krag wat gesteel word deur bypassing van 'n meter moet vereenvoudig word. Daai proses om te kan ingaan en te sê, meneer, ons meet jou meter en hy word gebypass en jy kry nou 'n boete of jou krag word afgeskakel of whatever. En dit moet veilig gedoen word. Nou ons kan maklik sê, ja, maar die SAPS moet hulle bystaan ensovoorts. Nee, ek glo nie die SAPS moet hulle bystaan nie. Eskom moet of uitgereik word met hulle eie Eskom sekuriteitsspan.
En mense moet net nie kom met allerlei nonsens, ja, maar nou is hulle polisie, maar ja, hulle is 'n soort polisie. Hulle is elektrisiteitspolisie om hulle mense wat daai werk gaan doen te beskerm. Waar ook al dit of dit nou deur buite is in 'n klein settlement, kom ons noem dit nou maar so, ons wil nou nie afgeskop word op YouTube of op Facebook of al daai sosiale media nie. So ons hou die bewoording eenvoudig. En dieselfde met onwettige elektrisiteitskoneksies. Daar is syndikaate, maffias kan 'n mens nou maar noem, van elektriesiëns. En ja, dit is moontlik, want daar's baie mense wat beweer dat dit Eskom mense is, of dit so is of nie, dit is moontlik wat die mense dan bystaan om hierdie maffias te skep waar hulle dan nou illegal connections aan mense verkoop teen 'n verlaagde rate om hulle gekonnekteerd te hou. Nou wil jy ingaan met Eskom mense en hulle gaan hulle drade en kabels gaan knip en daai mense gaan dit beskerm. Want dit is 'n investment vir hulle. Maar as jy 'n ordentlike sekuriteitsspan het, armed guards, dan gaan dit die hele proses vereenvoudig en dan vergemaklik. Die mense moet dieselfde magte van arrestasie hê. Hulle is basies 'n polisieman, maar hy spesifiek 'n elektrisiteitspolisieman. Hy is daar om die mense, die elektriesiëns, te beskerm. Want op hierdie stadium sit Eskom met 'n probleem en die munisipaliteite. Met wie gaan hy diskonneksie doen? Want Eskom hanteer hulle kliënte. Munisipaliteite moet hulle eie kliënte hanteer. So dit is addisionele koste. Wie gaan vir daai koste betaal? Jy gaan op jou einde daarvoor moet betaal omdat dit uit munisipaliteit se rates en taxes moet kom of ekstra moet gehef word op die krag. Nou, hoe vereenvoudig jy hierdie proses of hoe maak jy dit baie meer regverdig? Op hierdie stadium het ons wat ons noem 'n decentralized model. Met ander woorde, elke munisipaliteit hanteer die verkoop van hulle elektrisiteit. Dit beteken ongelukkig ook dat die sekuriteit en hierdie hele idee van sekuriteit aan hulle dan behoort. Eskom stel nie belang nie. Ek sê, vat die hele proses van verkoop van elektrisiteit weg van munisipaliteite af. Munisipaliteite moet nie eers betrokke raak nie. Hulle kan die admin proses miskien vir hulle hanteer. Which is fair enough. Maar die hele proses van verkoop en verskaffing moet direk deur Eskom hanteer word. Dan as Eskom 1 miljoen eenhede verskaf aan 'n munisipale area, is dit hulle verantwoordelikheid om dit uit die mense uit te kry. En as hulle agterkom, maar wag 'n bietjie, daai krag word gesteel, dan kan hulle gaan vra, waar is ons krag? Die sekuriteit toepas, gaan kyk, waar is die illegal connections, waar is die meters wat gebypass word, ensovoorts. Want op hierdie stadium, wat gebeur is, al daai illegal connections en daai meters wat gebypass word, ensovoorts, bly die munisipaliteit voor verantwoordelik. Wat beteken, dis 'n verlies van inkomste wat bly bou aan daai geld wat hulle dan skuld aan Eskom. En waarvandaan moet dit kom? En dit is die probleem met hoe hierdie hele huidige stelsel werk. Wat dink julle van hierdie idee? Hoe dink julle moet dit opgelos word? Laat my weet in die kommentaar afdeling. Baie dankie dat jy hierdie video gekyk het en ek sal dit waardeer as jy like, share en subscribe en dan sien ek julle in 'n volgende video.